Goeiedag, TGBN weer eens TV. baie welkom. Julle luister na Skyn vir Jesus en my naam is Marie Skeepers en julle is ingeskakel by TGBN TV. Baie welkom en mag julle die program geniet en weer eens mag die program en die boodskap vir almal tot seën wees. Kom ons sluit net die oë. Baie dankie Jesus vir nog 'n dag. Dankie Jesus vir nog 'n voorreg. Dankie dat ons weer eens kon wakker word, dat ons 'n bed gehad het om aan te slaap, Jesus. Jesus, ons het soveel om voor dankbaar te wees, maar soms vergeet ons om dankie te sê. Dankie Jesus vir u genade, onbeskryflik groot, vir u liefde wat u elke dag aan ons uitstort. Dankie Jesus vir genade. Dankie Jesus vir alles wat ons elke dag kry. Dankie weer eens ook Jesus vir hierdie geleentheid en die platform wat ons het om u boodskap te kan uitdra daarna buitentoe. Jesus, ons loof en ons prys u. Ons dank Jesus dat ons u nog vrylik mag dien en volg sonder dat ons doodgemaak word. So help ons Jesus dat ons die geleentheid, elke geleentheid en elke oomblik sal gebruik om u te dien en naby u te wees en te hoor wat u wil sê terwyl ons die geleentheid het. Baie dankie Jesus vir die voorreg. Ek loof en ek prys u. Seën die boodskap wat uitgaan, salf my lippe Jesus, dat ek sal spreek wat u wil hê ek moet spreek en dat die boodskap kan uitgaan daar buite en dat dit vir iemand sal iets beteken. Dankie Jesus, ons loof en ons prys u en ons bid dit in Jesus se liefdevolle naam. Amen. Vandag deel ek weer eens vir julle 'n gedeelte uit die boek van Geknakte riete en smedende lampitte van Max Lucado. Dit is vir my nogal baie insiggewende gedeeltes en boodskappe wat hy gedeel het in sy boek. Vandag gesels ons oor wanneer jy en jou naastes nie kan nie, familiedramas. Ons lees Markus 3 vers 35. Elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. Geef vir my 'n metafoor om 'n familielid te beskryf wat die lewe vir jou moeilik maak. Ek het die vraag aan 'n paar vriende gevra wat saam met my geëet het. Almal het met een van daardie wat op die aarde uitdrukkings na my gekyk. Ek het verduidelik, ek kom gereeld mense te wat met een of ander familielid vassit. Of die skoonma se heks, of die oom is 'n leegleer, of die pa behandel hulle asof hulle nooit gebore is nie. Nou het die koppe geknik. Hulle het presies geweet wat ek bedoel. Die metafore het begin instroom. So het ons nie maar almal ook iewers 'n probleem met 'n familielid nie. Het sit jou skoonouers is of baie het probleme met hulle eie ouers, of 'n broer of 'n suster, of met kinders wat hulle probleme het, nee. Maar Jesus is nog steeds in beheer. Ek het 'n prentjie, het een dit gewaag. 'n Parasiet in my nek. My vrou het 'n broer wat nooit werk nie en wat van ons verwag om hom te onderhou. 'n Kaktus wat 'n syhemp dra, het dit van iemand anders gekom. Dis my ma. Sy lyk baie gaaf. Almal dink sy's wonderlik, maar as jy naby aan haar kom, is sy stekelrig droog. 'n Marmerpilaar het iemand 'n tante beskryf. Waardig, edel, maar hoog en ongenaakbaar. Hasie se teerpop, het iemand geantwoord. Almal het die verwysing verstaan, behalwe ek. Ek kon nie die storie onthou nie, en iemand het my gou vertel. Jakkals het Hasie 'n streep getrek. Hy het 'n pop van teer gemaak, en het langs die pad neergesit. Toe Hasie die teerpop sien, het hy gedink, dis 'n persoon en met hom begin gesels. Dit was 'n baie eensydige gesprek. Die teerpop se swaaye het Hasie gepla.
Hy kon dit nie hanteer om langs iemand te staan en nie met die persoon te kommunikeer nie. In sy frustrasie het hy die teerpop geslaan en toe ontdek dat hy aan hom vassit. Hy het die teerpop met die ander hand geslaan. Soos jy kan dink, het albei hande nou aan die pop vasgesit. Dis hoe ons, dis hoe ons met moeilike familie is, het die verteller verduidelik. Ons sit vas met iemand met wie ons nie kan kommunikeer nie. Vassit is 'n goeie beskrywing. Dis nie asof hulle jou bure is, van wie jy kan wegtrek, of 'n werknemer, wat jy kan afdank nie. Hulle is familie, en jy kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. 10-1 weet jy maar net te goed wat ek bedoel. Jy het waarskynlik ook 'n teerpop in jou lewe. Iemand met wie jy nie kan praat nie, en wat jy ook nie uit jou lewe kan sny nie. 'n Ma wat kla, 'n oom wat slurp wanneer hy sy sop drink, of 'n suster wat met haar mooi figuur te koop loop. 'n Pa wat nog steeds wonder wanneer jy 'n regte werk gaan kry, of 'n skoonma wat nie weet hoekom haar dogter met jou getrou het nie. Teerpop verhoudings, vasgeplak, maar besig om uit mekaar te val. Ekskuus tog. Dis soos om in oorvol huisbak vasgekeer te wees. 'n Klompie mense is toevallig vir 'n kort ruk saamgegooi en so min is moontlik vir mekaar. Die enigste verskil is dat jy uiteindelik uit die huisbak klim en hierdie mense nooit weer sien nie. Met familielede is dit egter nie so eenvoudig nie. Familiereunies, Kersetes, troues, begrafnisse, hulle gaan altyd daar wees. Jy gaan opnuut met moeilike vrae gekonfronteer word. Waarom moet 'n mens se familie die lewe so moeilik maak? Ons verwag van ons familie om sensitief te wees vir ons behoeftes. As ons fisiek seer het, wil ons hê ons familie moet reageer. As ons emosioneel swaar kry, wil ons hê ons familie moet weet. Maar somtyds tree hulle op asof hulle nie weet nie. Somtyds tree hulle op asof hulle nie omgee nie. In haar boek Irregular People vertel Joyce Landorf van 'n vrou in haar 30's wat uitgevind het dat sy mastektomie moes ondergaan. Sy na maat nie gereeld gepraat nie en sy het nie geweet hoe om haar te vertel nie. Toe hulle mekaar eendag vir ete ontmoet, besluit sy om die nuus met haar te deel. Maar ek het sopas uitgevind dat ek 'n mastektomie moet ondergaan. Die maat niks gesê nie. Die dogter vra toe of sy haar gehoor het. Die maat net geknik en die onderwerp toe kalmpies verander deur te sê, jy weet, jou suster het die lekkerste hoenderresep. Wat kan 'n mens doen as jou naasbestaandes hulle aan jou onttrek? Wanneer jy met ander oor die weg kom, maar nie met jou eie familie nie. Wat het Jesus oor die moeilike familielede te sê gehad?